gemeente en welkom by die verkorte boodskap van vanoggend se erediens. Ek weet baie van u is gewoonlik baie besig en mens kry nie altyd genoeg tyd op 'n Sondag om 'n erediens lekker te kan luister nie. So net die 5 minute wil ek met jou praat oor Jeremia 29. Dis waarskynlik een van die bekendste boodskappe wat daar is. Jeremia 29 vers 11 dink ek is op meer kaartplakkers op die Wesrand as enigiets anders. Dis daai teksvers waar die Here vir Jeremia vir die volk in ballingskap sê, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n hoopvolle verwagting. Wat baie mense nie lees nie, is die vers net voor dit, waar God deur Jeremia sê, 70 jaar van nou af gaan ek vir julle voorsien om dit te gee. Sien, ons verwag altyd die Here moet dadelik voorsien. Dadelik. Ons wil altyd hê dit moet nou wees. Ons wil daai teksvers lees en dink, wonderlik, die Here gaan nou voorsien. Dis binne die volgende 2 dae. Geestelike deurbrake gebeur nie gewoonlik oornag nie. Geestelike deurbrake gebeur op 'n reis. Nou die volk op hierdie stadium is in ballingskap. Hulle is in Babylonië, hulle is weggevoer. Jeremia skryf uit Jerusalem uit vir hulle hierdie brief, waarin hy vir hulle sê, ek wil hê julle moet fokus op wat julle daar doen. Hy sê in Jeremia 29 vers 1 tot 14, bou huise, lê tuine aan, hê kinders, gaan groot. Nou wonder ek, op daai reis van Jerusalem na Babylonië, waar die volk in ballingskap gestap het deur die woestyn, het hulle regtig gedink ons gaan kan groot gaan daar in ballingskap. Nee, hulle het nie. Hulle het geen idee gehad wat vir hulle wag nie. Ek dink hulle was verskriklik bang. Wat wag vir ons in Babylonië? Hierdie mense voer ons weg, maar wat gebeur volgende? Daai totale onsekerheid teenoor ek het eendag 'n huis, nou is ek onseker waarheen is ek op pad. Dink net aan daai twee uiterste emosies. In ons land het ons dit ook al gesien. In Zimbabwe het ons dit ook al gesien. Waar mense eendag geplaas het en die volgende dag het hulle nie meer geplaas nie. Totale onsekerheid. Van ek het 'n huis, nou ek het niks, ek is op pad ergens anders heen. Tuisteloosheid. In Suid-Afrika het ons dit al baie lank gesien. Nie net in die apartheidsjare nie, ook nou, waar die regering baie keer mense uit hulle huise uitgooi, omdat hulle aan ontwikkelingsdae wil doen. Daar's niks erger as om nie eendag 'n huis te hê en die volgende dag niks. En nie te weet waarheen is jy op pad nie. Tuisteloosheid. Die kerk mag nooit 'n ruimte wees waar mense voel ek is nie tuis nie. God kom sê vir deur Jeremia vir die volk, ek wil hê julle moet julle beste gee daar waar julle nou is. As dit ballingskap is, gee julle beste. As julle by die huis is, gee julle beste. As julle by die skool is, by die werk is, waar ook al, gee jou beste vir die plek waar jy is. Want as jy nie is nie, kan jy nie daarvan 'n tuiste maak nie. Jy kan nie van dit 'n plek maak waar mense voel ek is welkom nie. En of dit nou die werk en of vir die kerk is, dit maak nie saak nie. Jy moet mense laat tuis voel in jou teenwoordigheid as 'n kind van God. Dis wat God hier vir ons wil sê. Dis die belangrikste. So, soek jy voorspoed? Soek jy dit regtig? Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Soek jy daai voorspoed? Wees 'n tuiste vir mense. Wees soos 'n boom waarin al die voeltjies wil nesie maak, want jy is net 'n wonderlike mens om rondom te wees. Dis die begin. My vraag waarmee ek jou wil laat vandag aan die einde van hierdie paar minute boodskap is: wat het jy nodig om op te offer dat mense regtig rondom jou kan voel maar jy gee vir hulle 'n tuiste? Dink daaroor. Lekker week.